Daar zijn nou slim mooi op hulle plek. Kom ons bid saam en vra vir die Here om met ons te praat. Here Jesus, is dit nie kosbaar om te sien dat U U hande op 'n klein kindjie sit en sê dat daardie kind aan U behoort, en dat U deur die Gees by haar betrokke is, deur haar lewe. Ons loof en prys U naam daarvoor. Wat 'n wonderlike teken van U genade en U omgee. Ons eer U naam daarvoor. Ons bid nou, Here, dat U deur die woord en Heilige Gees met ons sal praat, op so 'n manier, Here, dat dit vir ons sin sal maak, en dat ons spesifiek, waar ons nou kyk na U, o Heilige Gees, dat ons meer sal verstaan, meer betrokke sal wees by U. Praat met ons, Here. U kinders luister, in Jesus naam alleen. Amen. Blaai saam met my na Matteus 3 toe. Matteus 3, ons gaan daar lees van Johannes die Doper en sy prediking. Matteus 3, ons gaan van vers 1 af lees. Vers 1, in daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Juda begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here reguit, maak die paaie vir hom reguit. Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra en 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. In die dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan na hom toe gekom, na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier en deur hom in die Jordaanrivier laat doop. Toe hy merk dat daar Fariseërs en Sadduseërs na hom toe kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewers vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê, ons het Abraham as voorouder nie. Dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek. Die by lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het. Maar hy wat na my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal met die Heilige Gees en met vuur doop. Uit sy skop in die hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Sy koring sal hy na die skeur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Ons lees tot daartoe. Gedeelte wat ek wil uitlig is in vers 11, die tweede gedeelte. Hy sal met die Heilige Gees en met vuur doop. Kan vir ons die eerste skyfie opsit asseblief? Baie interessant, Johannes die Doper praat voordat Jesus begin met sy bediening, voordat Jesus begin werk, kom Johannes die Doper en hy praat oor Jesus. Hy vertel van Jesus dat hy sal kom en soos Johannes sal doop. Maar Johannes was redelik vies gewees en kwaad en geïrriteerd toe hy hier praat. Hy was kwaad gewees vir die Fariseërs en Sadduseërs, dis die kerkmense van daardie tyd. Ons kan amper sê die dominees en die kerkraadslede, hy praat met hulle en hy sê vir hulle, julle is soos 'n klomp slange. Julle gaan nie deur hierdie rituele, julle doen net hierdie goeders. Maar julle is nie regtig besig om die regte goed te doen nie. Wees rustig oor die kindjie, hoor. Pla my nie.
En dan sê Johannes die doper, sê hy hoe Jesus se bediening gaan werk. Hy sê hy doop, hy wat Johannes is doop sodat die mense tot bekering kan kom. Maar Jesus kom en hy het 'n ander doop waarmee hy sal doop. Kan die tweede skyfie vir my opsit asseblief? Hy doop met die Heilige Gees en met vuur. Nou die doping van die Heilige Gees of die vervulling van die Heilige Gees sien ons op 'n paar plekke in die Bybel, maar net op een plek waar daar vuur afgekom het en op die mense se koppe gesit het. Daar op ander plekke, ons lees selfs in die Ou Testament, daar in Moses se tyd, het hy gebid en daar die Heilige Gees op 70 manne gekom, wat saam met hom die werk gedoen het. Hierso was daar 'n groot groep bymekaar gewees, en terwyl hulle bid, het die Heilige Gees op hulle gekom, met vuurvlamme wat op hulle was. Ons lees van ander plekke waar die Heilige Gees spontaan op mense gekom het, terwyl Petrus besig was om te preek. Maar ons lees ook op ander plekke dat die apostels vir mense hande opgelê en hulle is met die Gees vervul. Dit is die doping met die Heilige Gees. Nou vanmôre het daar iets gebeur. Jy kan die volgende skyfie opsit asseblief. Vanmôre het daar iets gebeur. Ons het 'n babaatjie gedoop, 'n dogtertjie, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou in die tyd waarvan ons nou gelees het, het die mense nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Maar ons as ouers wat in 'n verhouding met die Here staan, het die Heilige Gees ontvang en is daardie Gees in ons. En wanneer ons ons kinders na die Here toe bring om te doop, dan kom die Heilige Gees en vervul daardie kindjie met homself, sodat daardie kind werklik die ervaring van die Heilige Gees kan beleef. Van die ouers af, die Gees wat in die ouers is, kom op die kind. Ons moet baie versigtig wees en ons moet baie verantwoordelik optree, want wie ek is, druk ek op my kind af. Wie ek is, kom van my af na my kind toe. Die Gees wat in my is, dra oor op my kind. Nou as ek besig is om die Heilige Gees te weerstaan of te leer te stel, dan dra dit oor op my kind. Maar die Here kom self en wees by hierdie kind. Daar's getuienisse van mense wat as jong kindertjies 'n ontmoeting met die Here beleef op grond van hierdie doop wat kom. Nou die doop of vervulling met die Heilige Gees in die Ou Testament was daar getuienis van profesie. Die teken met die vervulling met die Heilige Gees was gewees dat die mense geprofeteer het. Ons lees dat koning Saul, het die Heilige Gees ontvang. En toe het hy begin profeteer, dat die mense hom gespot het en gesê, is Saul ook onder die profete. In die Nuwe Testament is die teken wat ons sien, meer die vervulling met die Heilige Gees, waar mense die gawe van spreek in tale gehad. En dit is goed en mooi as 'n onderskeidingsmeganisme, maar Jesus sê iets anders, dat die volgende skyfie asseblief. Jesus sê, die teken van die vervulling met die Heilige Gees is getuienis. As jy vervul is met die Heilige Gees, gebeur daar iets in jou. Wat in jou gebeur, is dat die Heilige Gees in jou kom, en jy kry 'n geesvervulde entoesiasme wat jy nie kan stil bly nie. Jy kan nie ophou nie. Jy wil oor die Here praat met ander mense en jy wil vir ander mense verduidelik van die Here. Dis 'n teken van vervulling met die Heilige Gees. En weer, soos ek al baie keer gesê het, die gawe van die Heilige Gees as getuienis begin in jou huis. Begin daar waar jy bly, om te deel met jou man, met jou vrou, met jou kinders, en dan gaan dit van daar af uit met die ander mense rondom jou, die wat saam met jou werk, die wat vir jou werk, die vir wie jy werk, die wat in jou omgewing bly, die wat saam met jou ontspan. Hulle moet ervaar dat die Heilige Gees in jou is,
met die teken van getuienis wat van die Here afkom. Sodat jy kan beleef, en hulle kan beleef, dat die Here naby jou is. Dat die Here in jou is deur die Heilige Gees. Ons moet baie keer weer herinner word aan die vervulling met die Heilige Gees. Ons lees veral in die Nuwe Testament dat Jesus en van die ander vervul met die Heilige Gees in 'n plek in beweeg het en met werklik geesvervulde entoesiasme gepreek en gewerk het. Dit is iets wat gebeur in 'n mens wanneer jy werklik die Gees van God toelaat. Die Heilige Gees werk normaalweg op 3 maniere. Wanneer jy tot bekering kom, is dit die Heilige Gees wat daai wedergeboorte wat in die doopformulier staan, in jou werk. Daai kragtige werking van die Heilige Gees, wat iemand se lewe omdraai, van 'n ongelowige na 'n Christen toe. Dan is daar die werking van die Heilige Gees, wanneer iemand preek, wanneer iemand praat, wanneer daar wonderwerke gebeur, hierdie werking van die Heilige Gees wat sigbaar is en duidelik is. Maar dan is daar eintlik die kragtigste werking van die Heilige Gees, wat ons kry by Elia, waar die Here met 'n sagte stilte kom, en Elia se lewe verander. Wanneer die Heilige Gees met 'n sagte stilte in jou lewe werk, is hy besig om jou te vorm en te verander. Daar's nie 'n groot geraas nie. Daar's nie wonderwerke, behalwe daai stil wonderwerk in jou. Wanneer die Here jou laat groei en geestelik opbou om by hom uit te kom. Laaste skuif asseblief. Maar veral as ons kyk na die dooping met die Heilige Gees, maar ook die doop wat ons hier vanmôre gesien het ek en jy as ouers 'n verantwoordelikheid. Dis Moedersdag, en ek praat nie net met die moeders nie, praat met die paas ook vanmôre, maar as ouer het ek 'n verantwoordelikheid om die Gees wat in my is, ook na die kinders te oor te dra, en ook hulle te leer oor hoe die Gees in 'n mens werk, en die vrugte van die Gees saam met hulle te ontwikkel. Nie net die gawes van die Gees nie, maar veral die vrugte van die Gees, waarvan liefde die grootste is. En begin by vriendelikheid. Ek moet daardie gawes en daardie vrug by hulle help ontwikkel, dat dit sigbaar is vir almal. Maar dit beteken dat ek met my kinders moet sit en met hulle moet gesels. Ek moet hulle by mekaar maak en met hulle praat. Selfs al is my kinders volwassenes, moet ek hulle nog by mekaar maak en nog met hulle praat. Hulle vra, hoe gaan dit met jou in jou verhouding met die Here? Waarheen is jy op pad met jou lewe? Weet jy wat werklik by jou aangaan? Laat jy die Heilige Gees toe om in jou lewe te werk. Ek moet self met hulle werk. Ek moet vir hulle bid, dat die Gees werklik in hulle vrygestel word, en hulle waarlik lewe tot eer van die Here. Maar ek moet hulle ook bring, waar hulle die evangelie kan hoor. Ons het lui geword daar. Partykeer laai ons net ons kinders af by die Sondagskool. Partykeer kom ons nie eers saam met hulle kerk toe. Die Bybel sê vir ons, ons moet nie wegbly van die byeenkomste van die Here af nie. Ons moet hulle bring, hulle moet dit ervaar, hulle moet beleef waar God teenwoordig is. Thomas het net 'n goeie stem gekry. Ons moet ons kinders laat beleef waar God teenwoordig is. Dit begin, soos ek gesê het, in die ouerhuis. Waar my kinders ervaar, God is hier by ons. Ook daar waar hulle in die Sondagskool is, waar hulle besig is om in hulle kamer stilte tyd te hou, te bid, Bybel te lees, en daar 'n ervaring van God te beleef. Die wonderlike
weer Moedersdag. As 'n kind nie net terugkom en vir jou 'n geseënde Moedersdag toewens nie, maar jou kind terugkom na jou, vir jou sê, maar pa, ma, ek loop 'n pad met die Here. Ek is 'n kind van die Here. Soos die Gees my gelei het, wil ek ook lewe en ook vir my kinders dit voordra. Die Gees van die Here werk deur geslagte, deur verskillende geslagte. Van die oupa grootjie na die oupa, na die pa, na die kind. So werk hy deur hierdie geslagte. So dis nie net ek op my eie nie. My kinders word geraak deur wie ek is, hoe ek gehoorsaam is aan die Here deur sy Gees, of hoe ek ongehoorsaam is. My kinders sien dit, hulle beleef dit, hulle ervaar dit en hulle leef dit uit. Die negatiewe is natuurlik ook waar. Dat die Here besoek die sondes van die kinders tot in die 3de geslag van die wat hom haat. So as ek as pa of ma droog maak en nie doen wat die Here wil nie, dan dra dit oor op my kinders. Hulle vat dit, hulle dra dit oor op hulle kinders, daardie kinders vat dit en dra dit ook op hulle kinders. Dis 'n negatiewe sneeubal wat vorm. Maar die wonder is, dat teenoor hierdie 3 tot 4 generasies, sê die Here, dat sy seën rus op duisende generasies van die wat hom liefhet. En daarom, soos Jesus gesê het, ontvang die Gees van die Here. Raak bewus van die Gees van die Here wat in jou is. Luister, wees gehoorsaam, en moet nie die Gees teleurstel. Kom ons bid saam. Kom ons raak stil voor die Here en sê vir die Here dat ons